Vriende, welkom by Vader 4 Gemeente se erediens. En vanoggend wil ek sommer net vir elkeen van julle uit my hart uit baie dankie sê, dat julle gehelp het, dat hierdie bazaar hierdie jaar 'n groot sukses was. Vir elkeen van julle wat gewerk het, wil ek uit my hart uit sê, so baie dankie vir die ure wat julle op julle voete spandeer het, en alles wat julle gedoen het, om regtig julle stalletjies mooi te maak en die hele dag hard te werk. Vir die van julle wat kom ondersteun het, wil ons sê baie dankie. Vader 4 se bazaar was 'n groot sukses en stukkie van Disney na Suid-Afrika toe te bring en ek wil sommer net uit my hart uit vir julle dankie sê. Op daai noot wil ek vanoggend begin uit Kolossense 1 vers 3. Kolossense 1 vers 3 is Paulus in die woord en hy sê, wanneer ons tot God die Vader bid, dank ons hom altyd vir julle. Vanoggend wil ek vir jou sê dankie. En Paulus skryf en hy sê, wanneer ek tot God bid, dan sê ek dankie vir mense, want mense is God se geskenk vir die kerk. Ek sê dankie vir mense wat saam met my deel is van 'n geloofsfamilie, omdat God ons almal se Vader is. Vanoggend wil ek God dank vir julle. Vanoggend vir die Here sê, dankie Vader, vir hulle wat deel is van Vader 4 Gemeente. Dankie vir hierdie liggaam van U op aarde. Dankie dat ons daar is vir mekaar. Dankie dat ons mekaar kan ondersteun, mekaar kan dra, vir mekaar kan bid. Here, vanoggend het ek 'n dankbare hart vir mense. Vader Paulus leer vir ons daar in Kolossense 1 vers 3. Wanneer julle tot die Vader bid, dan dank ons hom vir julle. Here, dankie dat 'n geloofsgemeenskap God se geskenk is vir die wêreld. Here, ek dank U vir elkeen wat deel is van Vader 4 Gemeente. Ek dank U vir elke lid van die liggaam van Christus waarvan ek deel kan wees. Here, as ons na die grootheid van die skepping kyk, hoe kan ons anders as om te sê, hoe groot is U? Hoe groot is U? Amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer U sorg, vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Vriende, vandag se diens sal U hoor is 'n dankdiens. En ons het vanoggend begin deur te sê, dankie Vader, ons begin ons dankdiens om vir God die Vader dankie te sê. Maar dan gaan Paulus verder in 1 Timoteus 1 vers 12 en vers 15 en dan sê hy, teenoor Jesus is ek dankbaar. Hoekom? Want Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red. Teenoor Jesus is ons vanoggend dankbaar. Hoekom? Want hy het ons kom red. En ons wat eintlik die status van sondaars moet hê, wees, ons wat moet op ons ID-dokument eintlik staan,
sondaar Norma Rousseau, staan daar nou kind van God, Norma Rousseau. Jesus het gekom en met sy bloed het hy vir ons 'n nuwe identiteit kom gee. Ons identiteit is nie meer sondaars nie, maar kinders van God. En as Paulus skryf en sê, as ons dankie sê, kan ons nie anders as om ons knieë voor die Here Jesus te buig en te sê, dankie Jesus, dankie dat U in die wêreld gekom het om sondaars soos ek te red. Vriende, ek en jy, as ons vanoggend dankbaar is, dan kan ons nie anders as om die knie te buig vir die Here Jesus en vanoggend te sê, dankie Jesus, dankie dat U aan die kruis gesterf het, sodat ek gered kan wees nie. Daarom wil ek vanoggend vir jou 'n geleentheid vir stil gebed gee, waarin ek en jy vanoggend net kan sê, dankie Jesus, dat U ons kom red het. En ons kan tog nie vanoggend vir die Vader en die Seun dankie sê en nie vir die Gees nie. Paulus leer vir ons dan Korintiërs 14 vers 16, as jy met die Gees 'n dankgebed doen. Daarom as ek en jy vandag wil dankie sê, dan kan ons nie in gebed vir die Vader en Seun dankie sê as dit nie deur die werk van die Heilige Gees is nie. En daarom vandag is ek en jy in dankbaarheid voor die Gees. Wat soos Romeine 8 sê, vir my en jou pleit, as ons eers weet wat en hoe ons behoort te bid nie. Die woord leer vir ons in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God, deur sy Gees geïnspireer. Die Heilige Gees is die outeur van die Bybel. En daarom lê hy vir ons ook die woord uit wanneer ons besig is daarmee. So as ons vanoggend vir die Vader dankie sê en vir die Seun, dan gaan ek vir jou 'n oomblik gee waarin ek en jy sê, kom o Heilige Gees, wat ons wil eer vandag. Ons wil dankie sê, ons wil dankie sê vir die asem, die ruach van God, wat in ons lewe ingeblaas word. Daar dieselfde Gees, wat in die Here Jesus was, wat my die dood uit opgestaan het, sê die woord vir ons, is die Gees wat in my en jou leef. So vanoggend 'n dankie sê vir die Heilige Gees en sy rol in ons lewe. Ek gee vir jou 'n oomblik vir stil gebed. Vriende, ons skriflesing is vanoggend uit die boek van Lukas 17, en ons gaan lees dan van vers 11 af. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binne gaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en hulle roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy:
Gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Een van hulle, toe hy sien dat hy genees het omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? Vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe, want jou geloof het jou gered. Vriende, Jesus is op reis na Jerusalem. Jesus het 'n missie waarheen hy op pad is. En terwyl hy op pad is na Jerusalem, staan daar, het hy al by die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan, en net toe hy by 'n sekere dorpie wou ingaan, dit is amper soos by die Shell Ultra, né? Hulle wou seker net ingaan om iets te eet en badkamer toe te gaan. Net voordat hy daar ingaan, is daar 'n groepie van 10 mans wat Jesus se aandag verroep. Jesus is op pad na Jerusalem toe, hy het 'n missie, né? En daar's 'n rede op my pad is Jerusalem toe, hy moet iets gaan doen. Maar dan is die interessante, dat Jesus, wanneer hy mense in nood sien, dat hy stop. Op sy reis, op die pad om in te gaan by 'n dorpie, stop Jesus, want hy sien mense raak. Hy stop nie net nie. Jesus kom op 'n punt waar hy hulle hoor en hulle sien. Vriende, miskien voel dit vanoggend vir jou, weet jy voel dat God jou nie raak sien nie, jy voel dat God jou nie hoor nie. Dan wil Lukas 17 vir my en jou sê, dat God stop. Op sy reis na belangrike goed toe, stop God. Selfs vir mense wat onbelangrik en uit die gemeenskap uitgestoot is. Jesus stop, hy sien hulle net raak nie, hy hoor hulle ook. Jesus stop vir 'n Samaritaan. En ons moet iets verstaan van, vir ons vandag beteken dit eintlik nie veel as ons lees hierdie ou se Samaritane, was hy regtig 'n Jood nie. Die Samaritane en die Jode was vyande van mekaar, hulle het mekaar gehaat. Jesus sien dis 'n Samaritaan. Jesus kom dink, weet jy wat, ek is op 'n missie Jerusalem toe, ek moet net by hierdie dorp gaan ingaan, dan moet ons verder skiet. Daar is nie tyd om hier te stop nie. En tog maak Jesus tyd om te stop. Ook vir die Samaritaan. Vriende, miskien voel jy vandag, jy is daai Samaritaan, jy is daai een wat eintlik nie waardig is dat God vandag voor jou moet kom staan en stop en jou raak sien. Maar hy doen. Hy was nie net 'n Samaritaan, hy was ook melaats. En wat het gewoonlik gebeur? Die melaats is, wanneer jy melaats is, dan was jy onrein. En melaats was 'n baie aansteeklike siekte. So wanneer jy melaats is, wat het gebeur? Die mense het jou by die stadspoort uitgegooi. Jy is nie welkom in die stad nie. So die stede het mos maar 'n muur omgehad met 'n poort. En hierdie ouens wat melaats is, het soos boemelaars buite die stadspoort gebly. Hoekom? Met die hoop dat mense almoses sal gee. So mense sou daar verbygeloop het en kos vir hulle gegooi het, dat hulle iets kan hê om te eet, of hulle sou uit die asblikke van mense gaan eet het. So hierdie melaatses het nie net die sere aan hulle lyf gedra nie. Wat het gebeur? Hierdie melaatses het beleef dat die gemeenskap hulle uitskuif. Daarom sou hulle altyd op 'n afstand van mense staan, en as hulle op 'n afstand is en mense kom nader aan hulle, moes hulle skree, melaats, onrein. Want mense moes weet, jy moet nie naby kom nie. Jesus hardloop nie soos al die ander mense weg as hy die melaatse sien nie, hy stop. En hy kyk vir hulle en hy hoor hulle.
Hoekom is hierdie groepie van 10? Ek dink 10 weet ons is 'n volmaakte getal, né? Dit wil sê, hierdie 10 mense simboliseer eintlik ook die hele samelewing wat eintlik so afhanklik is van God en van die Here Jesus. Vriende, wat het gebeur? Hierdie gemeenskappe is uitgegooi wat melaats is, né? En dan het hulle groepies maar self gevorm. En hierdie was 'n groepie van 10 wat gevorm het, sodat hulle saam iets kan eet, saam kan drink, dat daar tog iemand is wat nie weghardloop vir my nie, maar wat net by my sit. Iemand wat nie bang is vir my nie, want hy is net so stikkend en seer soos ek. Hierdie gemeenskap van 10 sien Jesus raak en hulle dink, hier is ons kans. Hier is ons kans. In plaas van om te skree, melaats onrein, skree hulle, Jesus Here, ontferm U oor ons. Jesus Here, Kyrios, Koning. Jesus, U wat koning oor alles is, wees koning oor ons, ontferm U oor ons, help ons. Vriende, hulle het die hoop dat Jesus die Here is wat alles kan regkry en dat hy hulle kan red. En dan is die interessante, Jesus genees hulle nie dadelik nie. Ons sien dat Jesus die vrou met bloedvloei dadelik genees, dat Jesus dowes laat hoor, dat hy blindes laat sien. Maar hier genees Jesus hulle nie dadelik nie. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Hoekom? Wanneer jy melaats was, as jy by die dorp of die stadspoort moes nou uitgegooi, né? En wanneer jy genees is, moes jy terugkom sodat die priester kon verklaar jy's weer rein, want dit was onreinheid. En hulle het ook geglo melaatsheid het 'n koneksie met die sonde van die mens en melaatsheid maak jou onrein. So die priester moet sê, jy is weer rein, jy kan weer in die gemeenskap opgeneem word. So nou moet jy hoor, hulle vra vir Jesus, ontferm U oor ons. Jesus sê vir hulle, gaan wys julle vir die priesters, en hulle kyk hulle lyk en hulle soos, ons kan nie, ons is nog melaats. So Jesus vra van hulle, om in geloof die eerste tree te gee, terwyl hulle dit nog nie sien nie. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Wat gebeur? Hierdie 10 sê, ons gaan Jesus op sy woord vat. Ons gaan glo wat hy vir ons sê. En in geloof begin hulle stap. Soveel keer vra die Here van my en jou, om in geloof te loop en te doen, voordat daardie geloof gaan waar word. Wat is dit vanoggend, wat jy vra, Here ontferm U oor my, en die Here vir jou sê, stap in geloof my kind. Stap in geloof, ek sal dit beter maak. Vriende, is dit nie wat Hebreërs 11 ons leer nie, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons op hoop, maar om oortuig te wees van die dinge wat ek en jy nog nie kan sien nie. En dis presies wat Jesus vir hulle vra, stap in geloof, al kan jy dit nog nie sien nie, gaan wys julle vir die priesters. En dan doen hulle dit. En ek wil volgende vir jou vra, wil jy nie God vertrou nie? Wil jy nie as jy roep, Jesus ontferm U oor my, wat het ook al mag wees, oor jou gesondheid, oor jou finansies, oor jou huwelik, oor jou verhouding met jou kinders, oor iets wat jy by die werk gedoen het en jy weet, jy het eintlik droog gemaak en jy kan nie jou werk verloor nie, wat het ook al mag wees, Jesus ontferm U oor my, sê die Here vandag vir jou, stap in geloof my kind. Here, maar kan dit nog nie sien nie, want sê hy, maar geloof is om oortuig te wees van die dinge wat jy nog nie kan sien nie. Hierdie 10 manne loop en wat gebeur met hulle? Hulle word genees. En toe die Samaritane dit sien, ek kan nie dink vir 'n oomblik, kan nie dink, jy sien jou, wat gebeur? Jy hardloop na daai priester toe, want hy moet jou gesond verklaar, hy moet jou rein verklaar, jy kan terug aan jou familie toe, jy kan jou vrou weer vashou, jy kan jou kinders sien, jy kan jou man weer onder sy vlerk inkruip en veilig voel.
Jy kan jou ma en jou pa gaan groet. En saam met jou vriende vleis braai. Ek kan dink dat hulle sal hardloop na die priester toe. Maar een ouetjie van daai 10, en die interessante, die Samaritaan, eers die Jood nie. Hy stop in sy spore. En dan gebeur 'n heilige oomblik. Vriende, ons is altyd vinnig op pad iewers heen, alles moet vinnig gebeur, en ek is so deel van daai groep mense. Ons moet altyd vinnig, ons is altyd met 'n missie iewers heen op pad, né? En ons is altyd vinnig op spoed. En partykeer jaag ons so, dat ons, soos hierdie 9, hardloop en mis wat hierdie een gehad het, 'n heilige oomblik by die voete van Jesus. So hierdie 9 melaatse mense hardloop na die priester toe. Hierdie een ouetjie wat eintlik nie eers 'n Jood is nie. Hy draai om en hy sê, ek gaan na die hoëpriester toe, Jesus. Hebreërs 9:11 praat daarvan, hy sê dat Jesus die hoëpriester is. Hierdie een ouetjie, wat eintlik nie eers die Bybel ken, die Ou Testament wat hulle gehad het nie. Hy draai om na die hoëpriester toe, om hom rein te verklaar. En te gaan dankie sê. Ek dink daar's genoeg redes waar agter hulle kon wegkruip. Hulle kon sê, want ons het net Jesus se opdrag uitgevoer. Hy het gesê, gaan wys julle vir die priesters. Ons kon nie wag om by ons familie uit te kom nie, wat dit ook al mag wees. Ons sal Sondag tempel toe gaan om dankie te sê. Baie goeie verskonings. Wat is volgens my en jou verskoning, dat ons nie by die voete van Jesus gaan kniel om dankie te sê vir wat ons het nie. Om dankie te sê, dat ons in geloof die pad geloop het en die Here dit gedoen het, dat ons nie net aangegaan het met ons lewe nie, maar dat ons vir 'n oomblik by die voete van Jesus kom stil staan het en God gedank het. Wat is jou verskoning vanoggend? Dat jy daai heilige oomblik by die voete van Jesus mis. En dan is die Samaritaan by Jesus kniel en hom dank, dan sê Jesus, is daar niemand anders wat omgedraai het om dankie te kom sê nie? Hoekom? En het vir Jesus daaroor gegaan dat hy wil hê almal moet vir hom dankie sê? Nee, hy sê is daar niemand wat omgedraai het om dankie te kom sê nie. Hoekom? Om God die eer te gee nie. Vriende, Jesus se hele lewe het daaroor gegaan om God eer te gee. En dis waaroor my en jou lewe moet gaan, is om God eer te gee. Jesus het niemand omgedraai om God die eer te gee nie. Vandag moet ek en jy hoor, dat die Here wil hê ek en jy moet hom eer gee vir wat in ons lewe gebeur. Stop ek en jy om God eer te gee. En dan, wanneer hierdie man, soos die engele voor die troon in Openbaring, voor die voete van Jesus kniel en hom eer, en God die eer gee, wat gebeur? Jesus sê vir hom, staan op. Ja, dis 'n fisiese staan op, maar dis ook 'n geestelike staan op. Staan op. Uit die gemors waarbinne jy sit. Staan op. Want jy is genees. Staan op, jy is heel gemaak. Staan op, jy is vergewe. Staan op. Jesus en God wil nie hê dat ek en jy in die modderpoel van die lewe moet bly lê nie. Wanneer ons in dankbaarheid op ons knieë voor hom is, dan sê hy vir ons, staan op my kind. Staan op van waar jy is. Gaan huis toe. Interessant dat Jesus nie weer vir hom sê, nou gaan wys jy nou vir die priester dat jy kan huis toe gaan nie. Nee, Jesus is die hoëpriester, hy sê, gaan huis toe. Jy hoef jou nie eers vir die priesters te gaan wys nie. Jy is rein. Nie net jou liggaam is rein nie, jou hart is rein. Geseënd is die, sê Matteus 5, wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Jesus spreek hom vry, hy sê, jy is rein, jy kan gaan huis toe. Jesus spaar hom 'n trip na die priesters toe. Jesus sê, vir hardloop reguit huis toe, gaan na jou mense toe. En ek jou vra, wil jy nie saam met my daai een wees?
Wees daai een wat stop en omdraai. By die voete van Jesus neerval. God eer. Sodat jy weer kan opstaan. Huis toe kan gaan. Want jou geloof het jou gered. Ek bid vir jou vandag, as jy soos 'n melaatse buite die stadspoort smeek, Here, ontferm U oor my, dan bid ek dat jy in geloof vandag sal stap, sodat jy die oorwinning kan hê. Staan op, gaan huis toe, want jou geloof het jou gered. Amen. Here, dankie vir hierdie wonderlike voorreg om vandag in die woord te mag wees. Dankie vir 'n dankdag, Here. Dankie dat elke dag eintlik in ons lewe 'n dankdag moet wees. 'n Dag, Here, wat ons afsonder om te sê, dankie Vader, vir hulle wat rondom ons is. Dankie Jesus, dat U na die wêreld toe gekom het om van my 'n kind van God te maak. Dankie Heilige Gees, dat ek deur U kan bid en pleit voor die troon van God. Dankie Here, dankie dat ek U kan eer, dat ek in geloof die pad kon loop en dat U vir my genees het, Here, van wat dit ook al mag wees. Ek bid vir hulle, Here, wat vandag bang is om daai eerste tree te gee, omdat hulle nog nie sien dat hulle verder gesond is nie. Bid dat hulle genoeg geloof sal hê, Here, net so groot soos 'n mosterdsaad, dat hulle daai eerste tree sal gee. Maar Here, wil vir ons wil hierdie week daai een wees wat ook stop en omdraai om U te eer. Ons dankie Jesus, dat U oor ons ontferm. Amen. En in my hart is daar 'n lied van dankbaarheid aan U my God, aan U my vriend, vir wat U doen in my lewe elke dag, net waar ek gaan, net soos ek is. En daar is niemand wat my hart kan raak soos U, en my kan optel en vashou. Daarom gee ek U al die eer, en met my hande omhoog, met elke klank wat ek sing, wil ek U kom verhoog, en al my lof aan U bring, want U is my skepper, my vriend, die hemel lig U omhoog, U word vir ewig vereer. My koning Heer, my koning Heer. Vriende, vandag wil ek die seën oor jou uitspreek en mag jy uitgaan vandag met die wete dat die genade van God vir jou groot genoeg sal wees vir die geleenthede in jou lewe waar jy moet loop sonder om te sien, in geloof. Mag jy weet dat die Here Jesus, dat hy hom ontferm oor jou, dat hy aan die regterhand van God sit en pleit vir jou. Mag jy weet dat die Gees hierdie week saam met jou prys sal wees, sodat jy daai een kan wees wat kan omdraai en sê, dankie Here. Mag ek en jy opstaan vandag, in geloof stap, sodat ons die oorwinning kan behaal. Amen.